Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. For a godly life, through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Through these, He has given us His very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by evil desires. For this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness, knowledge, and to knowledge, self-control, and to self-control, perseverance, and to perseverance, godliness, and to godliness, mutual affection, and to mutual affection, love. For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. But whoever does not have them is nearsighted and blind, forgetting that they have been cleansed from their past sins. Therefore, my brothers and sisters, make every effort to confirm your calling and election. For if you do these things, you will never stumble, and you will receive a rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and Saviour, Jesus Christ. So I will always remind you of these things, even though you know them and are firmly established in the truth you now have. I think it is right to refresh your memory as long as I live in the tent of this body, because I know that I will soon put it aside, as our Lord Jesus Christ has made clear to me. And I will make every effort to see that after my departure, you will always be able to remember these things. This is God's word. Dit is 'n goeie môre Ligpunt. Dit is 'n voorreg om vanoggend vir julle te kan preek. En as jy nuut is by ons of jy kom kuier, baie welkom. Dit is altyd lekker om gaste te hê. Dis my voorreg om ons te vat deur die volgende 2 weke in ons dieper reeks. Ek is baie opgewonde, nie net vir hierdie nie, maar vir die maand van Mei waar ons 'n bietjie saam as kerk dieper wil gaan. Dieper is eintlik maar ons tema vir die jaar. Dis ons begeerte as kerk vir ons kerk, vir ons gesinne, maar ook vir ons as individue. Dis ons begeerte dat ons almal sal dieper gaan in ons kennis van God, sodat ons almal sal staan op 'n sterker teologiese fondasie, en hierdie was die oortuiging van al die ouderlinge. Ons het vroeër die jaar weer gekyk na ons roeping as kerk, en ons het gesien die Bybel sê vir ons, dat eintlik gaan die hele Bybel is 'n storie van die ware lewende God, wat homself openbaar aan die mens. Letterlik, van begin tot einde, van Adam en Eva wat gewandel het met God in die tuin, tot Jesus wat weer teruggekom het om daai verhouding te herstel. En weer aan ons God openbaar, van begin tot einde, het ons gesien die hele Bybel gaan oor God se begeerte, dat ons as 'n mense hom toenemend en meer intiem sal leer ken. Hoekom? Hoekom is dit so? Wel, dis waaroor vanoggend gaan. Oor 'n oomblik van nou af gaan ek 2 Petrus 1 uitpak en ek gaan daai vraag beantwoord. Maar voor ek bid en voor ons inspring, wil ek net nog een ding noem van dieper. Ons kan moontlik dieper verkeerd verstaan. Ons begeerte om dieper te gaan is nie bloot 'n begeerte vir meer kennis nie. Ons verstaan, kennis is nie alles nie. Die Fariseërs het die meeste geweet en hulle was die verste van die Here af. Om dieper te gaan, moet kennis deur ons koppe gaan, ja, maar dit moet afsak na ons harte toe. En vir daai rede gaan ons in hierdie maand van Mei nie net bloot probeer kopkennis oordra nie, maar ons wil juis iets fasiliteer wat help dat daai kennis na ons harte toe beweeg. En so die punt is, ons gaan in hierdie maand preek hieroor, beide vir ons koppe en ons harte. Ons gaan ons koppe uitdaag met 'n uitstekende boek, wat ons wil hê julle moet graag mee gaan worstel en lees by die huis.
En ons gaan vir die volgende 3 weke as kerk 'n gesamentlike Bybelstudie hou, sodat selfs gemeenskap betrokke is, sodat ons met mekaar kan praat hieroor, weer eens kop en hart. En ons gaan aan die einde van elke sessie in die maand van Mei waar ons gaan saamkom, gaan ons bid hieroor. Weer eens sodat ons harte betrokke kan wees in hierdie wonderlike dinge wat ons leer van ons God. En so hoor in die maand van Mei ons dieper inisiatief, ons begeerte om dieper te gaan, ons wil julle harte en julle koppe heeltyd betrokke hê in hierdie proses. Ek het reeds baie inligting deurgegee oor dieper as jy nog nie weet wat aan by hulle huis en daar gaan niemand daar wees nie. En so asseblief maak seker julle vind uit tot die einde van Mei wat aangaan en as jy nie in ons kerk is nie of jy is nie ingesin nie, jy's nog steeds baie welkom. Dit gaan 'n opwindende tyd wees en ons sien baie uit. Dis dit. Kom ons bid saam en dan spring ons in God se woord in. Almagtige God, ons bid weer nie net vir kopkennis nie, maar vir hartkennis. Heilige Gees, kom en maak ons koppe oop sodat ons harte aangeraak kan word vir dit wat U vir ons wil sê vanoggend. U woord is kragtig en U woord is 'n swaard en ek bid dat dit sal sny vanoggend. Ons bid hierdie dinge in Jesus naam alleen. Amen. Ek wil begin vanoggend met 'n vraag wat ek al lank oor gedink het en dit het my hart nogals aangeraak. Dis hierdie idee van hoe lande soos Skotland en Engeland, wat eens die gelowigste van lande was, hoe dit gebeur dat sulke lande, na net 'n paar generasies, geag kan word as nou ongelowige lande. Hoe gebeur dit? Skotland en Engeland, byvoorbeeld, was op 'n stadium teen volle gelowige lande. Alles het gegaan oor die verstaan van hulle verhouding met die Here, van Jesus, hulle wetgewing, die regering, alles het gegaan daaroor dat dit is 'n gelowige land. Die kerke het oorgeloop. Hierdie lande het die meeste sendelinge uitgestuur wêreldwyd. Kyk, dit vat baie om jou tas te pak en om Indië toe te gaan. Ons moet verstaan. Hierdie was werklike gelowige lande en vandag gaan dit so sleg in Europa, daar word sendelinge teruggestuur Europa toe. Hoe gebeur dit? Daar is al heelwat navorsing gedoen hieroor. En 'n spesifieke ou, D.A. Carson, 'n bekende gerespekteerde teoloog, het hieroor geskryf. En hy het in kort opsomming gesê, hierdie is hoe dit gebeur. Hy het gesê, in hierdie lande wat gebeur het, is 1 generasie het die evangelie geglo. Die volgende generasie was minder intentioneel en hulle het die evangelie begin aanneem. En toe die derde generasie het toe die evangelie vergeet en toe teen die 4de generasie het die kerke leeg geloop. Dis 1 familie, oupa, pa, kind en kind se kind, dis die evangelie vergeet. En wat hy beskryf is baie interessant. Hy verduidelik dat in lande waar almal Christene is, word daar 'n aanname gemaak oor wat daai persoon presies glo. Wat glo daai persoon reg? Ons maak 'n aanname en skielik in 1 generasie is daar 'n bietjie van 'n intentionele diepte wat verlore raak. En dan oor tyd word die basiese geloofsoortuigings afgewater en dan begin stadig maar seker sekondêre dinge word primêre dinge. So dit gaan minder oor Jesus en meer oor die orgel wat nie meer gespeel word nie. En dan word die evangelie vergeet. Selfs nou in Amerika wat nie te lank terug geag sou geword het as een van die gelowigste van lande nie, 65%, nee, 56% van Christene wat glo in die Bybel vandag in Amerika, glo dat alle vorms van aanbidding aanvaarbaar is vir God. God aanvaar die boeddhistes se aanbidding, hy aanvaar die moslems ensovoorts se aanbidding. 50% van gelowiges wat glo in die Bybel het nie 'n basiese verstaan van wie God is nie. En so ek wil amper sê wat D.A. Carson beskryf is klaar besig om te gebeur in Amerika tot 'n mate. In hierdie lande en in hierdie plekke wil ek hê ons moet verstaan, hierdie was solid kerke, solid gelowiges met goeie leiers. En ek dink, ek sê dit want die punt is, as dit met hulle kan gebeur, kan dit met ons gebeur.
As dit met hulle kan gebeur, kan dit met ons gebeur. En so die vraag vanoggend is, hoekom dieper? Petrus gaan in 2 Petrus hoofstuk 1, gaan hy vir ons 2 redes gee vir hoekom ons diepte moet najaag in ons geloof. Kom ons spring in. Kyk op julle blaadjies, 2 redes vir diepte. Ons gaan die eerste stukkie hier spandeer in vers 3. Die eerste rede hoekom ons diepte moet najaag is want diepte is nie outomaties nie. Diepte is nie outomaties nie. Diepte in ons geloof gaan nie van self gebeur nie. Petrus sê hier, die eerste rede vir diepte is, ons het alles wat ons nodig het vir diepte. Die waarhede en kennis wat voor ons gelê word in God se woord, is beskikbaar vir ons almal. Maar ons moet steeds 'n poging aanwend om gebruik te maak van daai kennis. Sien in vers 3, Jesus, His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who has called us by His own glory and goodness. Letterlik, hy sê ons het alles, everything we need, ons het alles, al die krag wat in God beskikbaar is vir ons om 'n godly lewe, nee, dit is 'n godvrugtige, 'n diep, volle, volwaslike Christelike lewe te lewe. Alles is beskikbaar vir ons vir daai lewe. Maar sien, through knowledge, deur kennis. Sien julle dat die Bybel duidelik sê kennis is 'n noodsaaklike stap vir ons volwassenheid. Die Bybel plaas 'n baie hoë premie op kennis. Hier en reg deur ons stuk verwys dit 4 keer direk na ons wat kennis moet byvoeg by ons geloof. Diepte kom deur kennis. Kennis spesifiek van God, geopenbaar deur sy gestuurde seun Jesus. Daai kennis ontsluit krag vir diepte en vir vernuwing in die Christelike lewe. Ons het reeds gesê, kennis waarborg nie daai diepte en volwassenheid nie, nee. Ons weet, kennis waarborg nie, want baie mense het kennis en hulle eindig nie by volwassenheid op nie. Inteendeel, party mense gaar kennis op en eindig by onvolwassenheid op. Ek wil hê ons moet spesifiek sien wat Petrus hier sê. Petrus maak 'n verskil tussen kennis wat trots maak en leeg bly en kennis wat diepte veroorsaak. Hy sê spesifiek deur kennis. Petrus sê deur kennis, bedoelende kennis is nie die punt nie. Kennis is nie die uiteinde nie. My ervaring van gelowiges wat kennis opgaar en kennis word die punt van hulle geloof. Kennis is hulle identiteit. Ek weet baie, ek is slim, ek is 'n teoloog. Kennis word die uiteinde van hulle geloof. My ervaring daarvan is dis wanneer kennis juis leeg bly. Dis wanneer kennis 'n mens oppof, soos Paulus sal sê. Dis wanneer kennis ons krities maak van almal wat nie glo wat ons glo nie. Dis wanneer kennis amper 'n tipe van 'n ongedefinieerde nuwe evangelie word. Want jy kan nie gered wees as jy nie presies glo wat ek glo of soveel weet soos wat ek glo nie. Wanneer kennis die punt word, dis dan wanneer ons koppe vol raak en ons eintlik baie min vrugte dra. Petrus beskryf nie dit nie. Petrus plaas 'n hoë premie op kennis, maar hy sê deur kennis, beweeg deur kennis. Kennis is 'n noodsaaklike voertuig om by die punt uit te kom, en die punt is 'n veranderde, diep, goddelike lewe, 'n godvreesende lewe, 'n lewe vol vrug, 'n veranderde lewe wat dieper liefde gaar vir God en sy mense. Vers 5 beskryf juis die vrug van hierdie kennis as adding to your faith, nie net kennis nie, maar goodness, perseverance, liefde. Dis 'n kennis wat uitvloei in goeie dade, 'n veranderde lewe.
En so ja, ons moet verstaan, kennis kan gevaarlik wees in 'n sekere sin, maar ons moet dit nie te ver vat nie. Kennis bly 'n noodsaaklike stap vir enige gelowige se pad na volwassenheid toe. Hoe kan ons God in verhouding lief hê as ons nie weet wie hy is nie? Petrus stel dit positief hier, maar op ander plekke in die Bybel word dit negatief gestel. Wat gebeur sonder kennis? Kyk gou saam met my Hosea hoofstuk 4 vers 6. Kragtige vers. My volk gaan te gronde weens 'n gebrek aan kennis. Romeine 10 vers 2. Hulle het ywer vir God, maar nie volgens kennis nie. Hoeveel mense se geloof is nie al te gronde gegaan deur misleiding nie. Misleiding wat nie sou plaasgevind het indien hulle selfs net 'n basiese kennis gehad het van God en sy woord. Hoeveel ongelowiges dink hulle is gered en bly besig met passievolle, goeie, godsdienstige goed. Hulle het ywer, maar in hulle kennis besef hulle nie eendag dat die Here vir hulle gaan sê, ek ken julle nie. Ek ken julle nie. Kyk na vers 5. Paulus bou op sy argument, hy sê, for this very reason, add to your faith. En dan gaan hy deur daai amazing lysie, goodness, knowledge, self-control, perseverance, godliness. Die punt hier is, hy sê in vers 3, alle kennis is vir julle beskikbaar, vir 'n goddelike diep lewe, 'n godvreesende lewe, 'n godvrugtige lewe. Alles is beskikbaar, maar kyk in vers 5, make every effort to add to your faith. Die klem is op effort, moeite. Ons moet moeite doen om by ons geloof te voeg. Die punt is, dit gaan nie van self gebeur nie. Dis nie outomaties nie. Dis daar, maar ons moet onsself daarvoor gee. Ons moet tyd maak daarvoor. Die kennis wat jou lewe wil verander, die kennis wat jou lewe wil verdiep, die kennis wat jou lewe wil beskerm, is daar. Maar ons moet die moeite insit om dit by te voeg. As ons net vir 'n oomblik so daaraan kan dink. Wanneer die Bybel ons redding, ons God, Vader, Seun en Heilige Gees en alles om dit beskryf. Die beste manier om daaraan te dink is, dink daaraan soos 'n diep en oneindige ryk oseaan voor jou. Sien dit, verbeel saam my, God, Vader, Seun en Gees, sy liefde vir ons, sy almag, sy wysheid en sy liefde en al die voorregte wat ons het in hom. Dink daaraan as 'n oseaan voor jou. Verbeel jou dan, jy sit op die sand en elke nou en dan kom daar 'n klein golfie van God se kennis en dit maak jou tone nat. 'n Klein soet happie van kennis oor God wat jy dalk deur die volgende week kry. Wat Petrus hier probeer sê, die uitnodiging wat hy maak is, hy sê, gelowige, besef jy nie, daar's 'n oseaan voor jou nie. Gaan spring in die see van God se oneindige liefde, genade, wysheid en almag. Gaan leer die God ken met wie jy 'n verhouding het. Dis daar. Die kennis wat lei tot godliness toe is daar. Gaan spring in. Want dit gaan nie van self gebeur nie. Ek het gewonder, soos wat ek gereflekteer het oor hierdie teks, ek het gewonder, soveel jong gelowiges begin met soveel passie en ywer. En dan skielik asof dit net als verdwyn, asof al die warm gevoelens net verdwyn. Dink saam met my selfs aan toe jy net tot bekering gekom het. Toe jy 'n jong gelowige was. Alles was amazing in die begin. Alles was maklik. Die gebed het net gebeur. Elke diens, maak nie saak wat se kerkie is nie, skiet die ligte uit. Dit is net soos awesome. Jy wil net heeltyd praat oor jou geloof. Jy wil almal vertel van wat met jou gebeur het. Meer volwasse gelowiges wat hulle bes te probeer en aangaan met die lewe, hulle is dood, hulle weet nie waarvan hulle praat nie.
jou hart loop oor van lewe en daar's baie warm gevoelens oor God. Maar dan wat baie keer gebeur met ons as jong gelowiges is skielik, dalk na 'n paar maande, dalk na 'n jaar, dan gaan daai warm gevoelens weg. Partykeer kom onverwagse swaar kry of sonde wat jou heeltemal onkant vang en die gevoelens wat weg is, skielik twyfel ek. Ek twyfel ernstig, was ek regtig gered? Waar is God nou? Is hy nog lief vir my? Wat is besig om hier te gebeur? Baie eenvoudig gestel, daai baba geloof kort diepte. Jy kort minder melk en meer vaste kos, soos Paulus dit stel aan die Korintiërs. Vir 'n jong gelowige sal God baie warm gevoelens van nabyheid gee. Maar op 'n sekere punt weet God, as hy nie iets doen nie, gaan jy jou hele lewe lank dink jy vertrou op Christus, maar eintlik vertrou jy op jou gevoelens. En ons gevoelens is nie baie betroubaar nie. As jy 'n ouer is van 3 kinders en jou geloof is gebaseer op hoe jy voel die dag, vrek, is geen wonder jy dink jy gaan hel toe nie. Ek verstaan dit. Ons gevoelens is nie betroubaar nie. Ligpunt, op een of ander stadium op ons geloofsreis, gaan ons moet verantwoordelikheid neem vir ons geloof. Dit gaan nie van self gebeur nie. Die Bybelse boodskap en uitnodiging na disippelskap toe is presies hierdie punt. Wanneer ons gevoelens, of 'n versoeking, of selfs swaar kry, wanneer daai goed, en 1000 ander stemme vir jou wil kom sê, jy is nie vergewe nie, jy is nie 'n geredde kind van God nie, dis dan wanneer ons diepte nodig het. Dis dan wanneer ek persoonlik rus op wat ek weet waar is, ongeag hoe ek voel. Byvoorbeeld, Jesus het my kom red, juis omdat ek sondig is. En hy gaan my nie nou verlaat nie, Romeine 5 vers 8. Filippense 1, hy werk met my, al voel ek dit nie. Hy's besig om my te vorm en vou en my geloof te diep, al voel ek dit nie. Hierdie verse is nie dis ek wat vashou aan die waarheid, want soveel dinge probeer my oortuig van iets anders. Dis diepte, dis volwassenheid. Wanneer swaar kry vir my wil kom sê, God het my verlaat, dis dan wanneer ek rus en vrede vind in my teologiese verstaan van God se soewereine hand. Ek weet daarom hy's in beheer. Al voel dit asof ek nie in beheer is nie, al voel dit asof dit chaos om my, al voel dit asof die land besig is om by die drein af te gaan, God sit op die troon. Kennis, diepte, dit bring vrede. Dit bou vir my 'n stewige fondasie, al daai goed. Maar Petrus sê dit gaan nie outomaties gebeur nie. Ons moet moeite aanwend om daai goed deel te maak van ons lewens. En dis die eerste rede vir hoekom ons moet diep te gaan. Dit gaan nie outomaties gebeur nie. Die tweede rede vir hoekom ons diepte moet najag is want eintlik is diepte nie opsioneel nie. Ons het nie eintlik 'n keuse nie. Die alternatief van om nie dieper te gaan nie is eintlik drasties en baie gevaarlik. En so kyk gou weer saam met my na hoe Petrus vir ons probeer sê, hier's die 2 keuses voor jou. Kyk gou saam met my na vers 8 en 9. Diepte is nie eintlik opsioneel nie. Vers 8 en 9 sê Petrus, "For if these qualities are yours and are increasing, they keep you from being ineffective or unfruitful in your knowledge of God. For whoever lacks these qualities is so nearsighted that he is blind, having forgotten he was cleansed by his former sins." So hier is die 2 opsies. Vers 8, as jy hierdie goeders byvoeg by jou geloof, goodness, knowledge, en jy gaan dieper, dan, vers 8, sal jy effektief en vrugbaar wees in jou kennis van God. Hy sê, jou kurwe as 'n gelowige gaan opgaan. In groei. Jy gaan kyk na jou lewe en jou kurwe gaan opgaan. Dalk nie perfek op nie, jy gaan dalk wankel, jy weet,
op en af, slegte week, slegte maand, slegte jaar, maar weer op, jy weet. As jy terugstaan en jy kyk na jou lewe, daar gaan diepte wees, jy gaan op. Petrus beskryf nie 'n perfekte lewe nie, maar hy sê, jy gaan altyd effektief en vrugbaar wees. Jou kurwe gaan op. Daar's duidelike lewe en duidelike tekens van ware geloof en groei in jou lewe. Dis die eerste opsie. As jy hierdie goeders najaag, groei. Tweede opsie, vers 9. Whoever lacks these qualities. Jou geloof is oneffektief, onvrugbaar. Daai persoon word stadig maar seker, hy begin vergeet, hy word blind. Hy is nie noodwendig blind nie, maar daar's 'n agteruitgang. Hy vergeet Jesus het hom vergewe. Petrus neem aan, sien jy Petrus nooi ons uit in vers 9 om weer te onthou dat Jesus ons vergewe van sonde. Weereens, want die punt is, wanneer ons nie groei nie, is ons besig om agteruit te gaan. Sonde kom weer terug in ons lewens in. Ons vergeet as ons vergewe en sonde begin weer 'n dominerende rol speel in ons lewe. Goeders wat dalk jy lankal van verlos was, begin weer kop uitsteek. Die punt wat Petrus maak is, of jy groei, of vers 9, of jy is besig om agteruit te gaan. Hy sit self in vers 10 by, hy sê, as jy hierdie goeders byvoeg, sal jy nooit val nie, vers 10. You'll never fall, jy gaan in die ewige lewe ingenooi word, jy gaan nie val nie, maar die implikasie is dan, as jy nie groei nie, staan jy 'n kans om te val. Diepte is nie eintlik opsioneel nie. Nie rarig nie. Petrus gee vir ons twee opsies. Hy sê of jy groei of jy gaan agteruit. Of jy groei of jy gaan agteruit. Ons 'n paar goed dink ek wat baie belangrik is vir ons om op te reflekteer wat uit hierdie teks uitkom, net om presies te verstaan wat Petrus sê. Die prentjie in ons teks is heeltyd van vrug en groei. Dis die taal wat gebruik word. So ek dink die beste manier om hierdie te beskryf van julle is in die illustrasie van 'n boom. Dis die tipe prentjies wat ek dink uit ons teks uitkom. En so dink saam met my aan 'n boom wat deur seisoene gaan. 'n Gelowige is amper soos 'n boom. In Petrus se beskrywing hier beskryf hy, soos die seisoene kom, is daar seisoene van somer en lente. Daar is seisoene van groei en vrugte en lewensverandering en oorwinning. Petrus neem aan, en ek wil dit duidelik maak, Petrus neem aan, dat daar in elke ware gelowige duidelike tekens is wat wys, dat daar lewe is in jou. Dat jy nie meer lewe soos wat jy gelewe het nie, jy is op 'n nuwe koers. Jou lewe is verander. Jou lewe lyk anders. Jy glo ander dinge as wat die wêreld en jou vriende en jou familie glo. Daar is nie net 'n ander geloofsoortuiging nie, maar dit dra vrugte, aksie kom uit jou lewe uit. Jy gee jou geld weg soos wat niemand anders doen nie. Jy gee jouself vir die armes soos wat niemand anders doen nie. Jy jaag seksuele reinheid na, soos wat die samelewing glad nie doen nie. Vrugte, somer en lente. Hy beskryf dit, maar daar is ook herfs en winter. Seisoene waar ons dalk mag sukkel. Waar die blare val en die dinge lyk nie goed nie en dit voel nie goed nie. Daar is seisoene in elke gelowige se lewe waar dinge stadiger gaan. Waar dinge moeilik gaan, veral winter. Daar is seisoene waar daar selfs nie duidelike vrugte gedra word nie. Ons voel koud, ons voel leeg, swaar kry, sonde, hierdie goeders voel partykeer asof dit wen, winter. Maar die punt wat hy hier maak is in kennis van Jesus, in kennis van God. Al voel ek nie die vrugte nie, wat gebeur met die gelowige is, die wortels, wat ons nie sien nie, is besig om diep te gaan, diep in die grond, water te soek, om aan die lewe te bly.
Dis hoekom 'n boom diep wortels moet hê. Is vir wanneer dit moeilik gaan, kan hy nog water kry, diep in die grond. Wat Petrus hier beskryf is alles van die bogenoemde vir die gelowige. Groei is nie opsioneel nie, maar dit beteken nie daar is nie winterseisoene in ons almal se lewens nie. Kom ek vra julle, hou 'n boom ophou groei in winter? Nee. Daai boom groei steeds. Daar is dalk nie baie blare nie. Daar is dalk nie baie vrugte nie, maar hy groei. Hy groei dalk stadig, maar sy wortels is besig om dieper te gaan. Hy groei steeds. Veral in swaar kry is die Here juis besig om jou te verdiep, want hy toets jou teologie. Al die leuns wat jy glo van God kom uit. En as jy nie daai leuns oorkom met goeie kennis van God nie en 'n dieper vertroue in hom nie, dis dieper wortels. As dit nie gebeur nie, gaan jy nie deur daai winterseisoen kom nie. Dis wat gebeur in winter. Jy groei, dit lyk dalk nie goed nie, dit voel moeilik en ek sê dit want ek wil ons uitdaag. Ek wil jou uitdaag as jy nie groei nie, gaan jy agteruit. Maar as jy bemoediging soek, hier is dit. As jy voel jy's in 'n winterseisoen, hoor wat God se woord sê, jy groei steeds. Jy groei juis nou. Kyk na wat God se woord vir jou wil sê vanoggend. Petrus, God se woord sê, moenie vergeet jy's vergewe nie. God se liefde is daar vir jou. Hou vas daaraan, dit is water vir jou in hierdie seisoen. Druk jou wortels diep in God se liefde in, soos wat jy onthou, Jesus het jou vergewe. Staan op wat waar is, nie op wat jy voel waar is nie. En hierdie geld eintlik maar vir ons almal, maar veral vir ons wat sukkel, wat voel ons is in die winter en dis koud en leeg en droog. Vir almal, maar ook spesifiek as jy sukkel, maak nie saak wat se seisoen jy in is nie. Ons moet moeite doen om meer te lees. Daar's soveel goeie boeke daar buite, nie net God se woord nie, maar goeie boeke wat God se woord vir ons wil uitpak en die diepte daarvan vir ons wil ontgin. As jy nie 'n leser is nie, in vandag se tyd, dalk 30 jaar terug het jy goeie verskoning gemaak. Maar vandag is daar 'n wonderlike ding soos 'n audioboek. Daar's ouens wat die boek vir jou wil lees, sodat jy daar diepte kan ontgin. Die punt is nie perfek nie. Daar's ander dinge wat ook nodig is, nee. Ons kort gemeenskap, ons kort gebed, maar een van die dinge wat ons deur 'n winterseisoen kan vat is om te studeer wat ons glo en om daai leuns wat in ons lewe ingekom het uit te gooi en te vervang met waarhede. Studeer wat jy glo, gee jouself vir diepte, gee jouself vir daai oseaan van God se almag, liefde en wysheid. Kennis is belangrik in elke seisoen. Maar dit is veral vir ons belangrik in winter, wanneer ons sukkel. Maar ons nog steeds 'n baie duidelike punt wat Petrus wil byvoeg by hierdie. Petrus wil hê ons moet die vraag vra, wat van ons wat voel ons groei glad nie? Jy wil vir my sê, Johan, ek groei nie, maar ek gaan nie agteruit nie. Ek wil sê, as jy voel jy groei glad nie, Petrus wil nie vir jou daai twee opsies gee nie. Hy wil eintlik hê jy moet 'n harder en moeiliker en dieper vraag vra. As jy sê jy groei glad nie, kyk na vers 10. In vers 10 maak Paulus hierdie punt. Hy sê, "My brothers and sisters, make every effort to confirm your calling and election." Hy verwys hier na ons redding, maar hy verwys hier spesifiek eintlik na ons uitverkiesing. Hy sê, ware gelowiges is uitverkies. Dit beteken, ware gelowiges is veilig in God se hande en hulle sal nie wegval nie, want hulle kan nie wegval nie. God het hulle. God se redding oor sy uitverkiestes is 'n redding wat hulle gered het, elke dag gaan aanhou red en tot in die ewigheid hulle gaan bring hemel toe. Hulle kan nie wegval nie. Petrus sê hier, omdat ons nie sekerheid kan hê of ons uitverkies is nie, is een teken waarna ons kan kyk om te bepaal of ons uitverkies is of nie. 'n Teken is die teken van werklike groei in jou lewe. 'n Kind
van God, wat werklik groei, kan rus op sy uitverkiesing, kan sê, God het my gered, hy is besig om my te red, ek kyk terug op my lewe, ek sien groei, hy was daar vir my, hy het my gevang op tye wat ek gedink het, ek gaan wegval, en dit beteken, hy gaan my tot in die hemel inbring, ek is veilig in hom. Ek weet God gaan my dra, selfs deur die moeilikste van tye. Maar Petrus bring uitverkiesing nie op, want hy wil hê, ons moet die vraag vra, hy los die deur oop, hy sê, ons moet moeite doen, make every effort to confirm, bevestig of jy uitverkies is of nie. Petrus los die deur oop, hy wil hê, ons moet die vraag vra, groei ek? Groei ek, want as ek nie groei nie, as ek terugkyk op my lewe, en ek sien nie werklike groei nie, ek sien net heeltyd winter, dan is daar 'n probleem. Dan is ek moontlik nie gered nie. As ek oor al die jare van my gelowige lewe kyk, en ek sien nie daadwerklike toenemende verskil, jaar op jaar, wat lyk soos dieper liefde vir die Here, dieper liefde vir sy mense. As ek terugkyk op my lewe, en ek sien nie minder sonde in my lewe nie perfek nie. As ek nie sien, ek oorwin oor sonde nie, as ek dit nie sien nie, as ek terugkyk op my lewe en ek sien swaar kry en ek kom nie aan die ander kant van swaar kry uit met 'n dieper vertroue in God en Jesus nie. As ek terugkyk op my lewe en ek sien gebed was nog nooit eintlik deel van my lewe nie. Petrus wil ons met die vraag vra, is ek dan regtig gered? As jy vanoggend hier sit, en jy groei nie, dan is vanoggend die kans om te bevestig. Confirm your calling and election. Bevestig. Dis moontlik die kans dat jy nie net besig is om die evangelie te vergeet en agteruit te gaan nie, dis moontlik dat jy nog nooit werklik die evangelie geglo het nie. En net soos Petrus hier praat van sonde, as jy nie werklik gered is nie, dan sal daar sonde opduik in jou lewe. Daar sal sonde wees, wat jy dalk al meer vrede gemaak het, wat jy vanoggend van moet bekeer. Jy gaan opnuut moet wegdraai van die ou lewe en moet draai na 'n nuwe lewe toe. Dalk is dit sonde wat jy wegsteek, wat niemand van weet nie, behalwe jy, wat almal dink net jy's 'n gelowige. Maar daar's sonde en jy weet daarvan. En voor jy te vinnig stry met my, Petrus sê, jy mag dalk blind wees. Hy sê blind. Voor jy te vinnig stry, wees versigtig. Moenie jouself blind hou nie. Maak erns met hierdie vraag. Wees eerlik oor wat regtig in jou lewe aangaan. En hoor die goeie nuus. Asseblief hoor die goeie nuus. Jesus offer vanoggend vir jou sy vergifnis. Hy offer vir jou, ek wil daai skaamte wegvee. Ek wil jou skoonmaak, ek wil jou sondes wegvat, ek wil jou verlos. Bekeer, draai weg, bid dat jou oë sal oopgaan. Gaan na die voet van die kruis toe, sien die goeie nuus, sien dat as jy daar jou sondes desperaat bely en vergifnis vra, gee Jesus vir jou die geleentheid om skoon gewas te wees. En die goeie nuus is regtig, hoor my, hy gaan dit doen. Hy sal dit doen, hy is getrou en gereed om te vergewe. En eintlik wil ek op hierdie punt sê, hierdie geld vir ons almal. Vir enige iemand wat leeg en koud en droog voel. Enige een van ons wat besig is om te vergeet van die liefde van God in Christus. Ja, verdiep jouself oor die algemeen. Ja, verdiep jouself in alles van God se almag en wysheid en krag, maar verdiep jouself veral in die evangelie vanoggend. Hoor weer van sy liefde vir jou, hoor die goeie nuus, hoor, hy sal jou nie nou laat gaan nie. Hy is gereed om weer 'n nuwe lewe in jou geloof in te blaas.
Dis die tweede rede hoekom ons moet dieper gaan. Diepte is nie opsioneel nie. Of ons groei of ons gaan agteruit. Ek wil afsluit met net 'n kort oomblik spandeer op Petrus se laaste woorde van vers 12 tot vers 15, want dit is so mooi en so kragtig. Ek gaan dit sommer weer vir ons lees. Hierdie is, hoor net Petrus se hart hierso, okay? So I will always remind you of these things, even though you know them and are firmly established in the truth you now have. I think it is right to refresh your memory as long as I live in the tent of this body. Hy is naby aan die dood. Hy sê, but I know that soon I will put it aside. Jesus has made known to me. Dis so 'n mooi manier om na die lewe te kyk. My liggaam is eintlik 'n tent, nie 'n huis nie. Weet as jy kamp, niks is gerieflik nie, niks is reg nie, niks is permanent nie. Petrus sê my lewe is 'n tent. Ek's besig om te gaan en ek's amper gaan en met my laaste lewende woorde, vers 15, I will make every effort to see that after my departure, you will always remember these things. Ligpunt, ons mag dalk firmly established wees. Petrus sê nee. It is right for me to refresh your memory. Hy sê ek gaan dalk nie meer lank lewe nie. En julle mag dalk die evangelie verstaan. Maar nee, is nie goed genoeg nie. Daar is 'n oseaan van God se liefde, gaan gaan swem in daai oseaan. Sy openbaring van sy liefde is eindeloos. Ek gaan my laaste asem gee. I will make every effort. Even after my departure, so that you will always remember these things. Dink aan daai konsep van after my departure, selfs na hy weg is. Ligpunt, as ons nie soos Engeland of soos Skotland wil opeindig nie, dan moet ons toegewyd wees. So toegewyd wees soos Petrus is, om dieper te wil gaan, sodat ons 'n stewige teologie kan oordra aan die volgende generasie. Sodat Ligpunt steeds 'n lig kan wees, oor 100 jaar vanaf, selfs na ons nie meer hier sit nie. After our departure, gaan die volgende generasie onthou, nie net aanneem van die evangelie, gaan hulle onthou en weet die diepte van die wonderlike redding wat ons het. Hierdie is God se woord se uitnodiging vir ons om dieper te gaan. Kom ons bid saam. Almagtige God, u woord is so ryk en so diep en so skerp. Ek vra, Vader, as u woord ergens gesny het, sal u daai diep ervaring van hom oopgebreek te wees, sal u daai persoon daar ontmoet en sal u daar die goeie nuus aan hulle gaan duidelik maak. Vir ons wat koud of leeg voel of vergeet het die belangrikheid van diepte, sal u ons kom ontmoet. Nie net met die evangelie, maar met 'n lewenslange reis van diepte. Diepte in ons kennis van u, ons kennis van alles wat u vir ons gedoen het en al die voorregte wat ons het in u. Kom en doen daai werk in ons lewens, in ons kerkslewens en seën hierdie maand van Mei waar ons as kerk wil dieper gaan. Ons bid hierdie dinge in Jesus naam alleen. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.